Grafiek P stel die uitset EMK van 'n wisselstroomgenerator voor. Grafiek Q is die uitset EMK nadat 'n verandering gemaak is deur dieselfde generator te gebruik. Watter een van die volgende veranderings is aan die generator gemaak om grafiek Q te lewer? Die korrekte antwoord is C. Die rotasiespoed is verdubbel. Ons begin met grafiek P. En kom ons sê, daai is tyd 0, hierdie is tyd 1 sekonde en daai is tyd 2 sekondes. Dan as ons kyk na Q en ons vergelyk die periode van P met Q, sien ons dat die periode van P is 2 sekondes. Die periode van Q is slegs 1 sekonde. Met ander woorde, die periode is halveer. Maar dis nie al verskil wat ons sien nie. In grafiek P is die amplitude V, maar in Q is die amplitude 2V. Met ander woorde, dit is verdubbel. Die enigste manier hoe die periode halveer word en die amplitude verdubbel word, is 'n verdubbeling in die rotasiespoed. Die korrekte antwoord is dus C, maar kom ons kyk net vinnig na die ander opsies. Die getal windings, dis N van die spoel is verdubbel. As ons die aantal windings sou verdubbel, dan sou die EMK ook verdubbel het, soos ons hier sien, maar die periode sou steeds konstant gebly het. So dit kan nie A wees nie. B, die oppervlakarea van die spoel is verdubbel. Nou onthou, phi is gelyk aan BA cos theta. As ons daai area verdubbel het, dan sou phi verdubbel het en die EMK sou verdubbel het, maar weer eens, die periode sou nie verander het nie, so B is verkeerd. En dan, die magnetiese veldsterkte is verdubbel. Dit beteken ons het B verdubbel, wat ons sien in hierdie vergelyking reeds neergeskryf is. So ook in hierdie geval sou ons die EMK verdubbel het, maar die periode sou steeds konstant gebly het. So die enigste moontlikheid om beide die EMK te verdubbel, met ander woorde die amplitude te verdubbel en die rotasieperiode te halveer, is deur die rotasiespoed te verdubbel en dit is opsie C.